Môre geliefde, welkom op hierdie baie koue donderdagoggend. Kom ons praat vanoggend oor vrede. Ware vrede is baie moeilik om in hierdie wêreld raak te sien. Meer nog, ken jy mense wat jy regtig kan sê, maar as ek na hierdie persoon kyk, dan sien ek vrede? Want sien, selfs ons as gelowiges lyk baie keer asof die wêreld op ons skouers is, asof ons jaag, asof ons gejaagd is, asof ons in die niet in hardloop. Wat dan? Wat dan is die antwoord? Wat dan is die probleem? Wat is die gevolg? Kom ons gaan lees wat Paulus vir ons sê. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood. Maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Ja, hoor jy dit? God bring vir ons lewe en vrede. En dis dalk die vraag, hoekom ons wonder of vrede nog 'n haalbare toestand is in die tyd waarin ons leef. Vrede in iemand se lewe, hoor mooi, is nie 'n toevalligheid of die gevolg van 'n persoonlikheidstipe waarmee party mense gelukkig gebore is en geseën is nie. Nee, dit is direkte gevolg van die werking van die Heilige Gees in jou lewe. Daarom, en dis die harde een om vanmôre aan te kou, daarom is gebrek aan vrede in jou lewe ook nie toevallig nie. Die simptoom van 'n gebrekkige oorgawe aan die Gees is die rede. Waar die Gees heers, is daar immers lewe en vrede, sê Romeine 8 vers 6. Dit is dus glashelder. As jy smag na meer vrede en rus, is die antwoord: laat die Gees alle beheer oorneem. Gee hom kans om jou lewe te regeer en daaraan besig te raak. Dan, en dan eers, sal vrede jou lewe vul. Staan voor U gebroken. As mens verstaan ons nie meer, maar U stuur vir ons 'n leidsman trouw. Hy lei ons na U. Kom o Skepper lewend makend lief, kom in al die volheid, kom in al die kracht, lei my in die waarheid, leer my van die siel. Wees U ook my trooster, kom o Skepper hier. O Heer, ons staan voor U gebroken. As mens verstaan ons nie meer, maar U stuur vir ons 'n leidsman trouw. Hy lei ons na U. Kom o Skepper hier, lewend makend lief, kom in al die volheid, kom in al die kracht. Wees U ook my trooster, kom o Skepper hier. Lei my in die waarheid,
Here, ek werk dikwels teen die gees, wanneer ek my eie ding wil doen. Vandag bid ek dat U oorneem, en my met U bonatuurlike vrede vul. Amen. Liefde, mag jy, saam met my, 'n wonderlike, vredevolle dag hê.